Goeiedag aan elkeen wat luister. Dit is vir my lekker om weer ietsie met julle te deel en ek wil graag uit my eie ervarings ook met julle deel. En dit sluit baie aan van verlede week se DBS vers wat ons hanteer het, Lukas 6 vers 38, wat sê, dit moet vir julle maklik wees om te gee. En waar ek ook Sondag gesels het met die offergawe, en hierdie vers praat regtig so baie met my. En in die week, toe sit ek by die TV en ek is baie lief vir Kwela en ek gaan op catch-up en ek kyk Kwela en daar het hulle 'n onderhoud met 'n ou oom Pat Marcotte. En hy is als in sy 90's, maar hy het hierdie groot versameling oor die 20.000 langspeelplate, klassieke langspeelplate van opera sangers en Handel en Beethoven, en hy was 16 toe hierdie liefde hom gebyt het vir klassieke musiek. En die oom is vreeslik lief om baie dinge by mekaar te maak. Hy het verskeie versamelings, lepeltjies, en dan het hy ook klein kopbeeltjies, versamelings van al die groot komponiste van die wêreld. En sy hele huisie is vol, en wat my aangespreek het is oor hoe hy dit geniet, hoe hy hierdie liefde wat hy kweek vir hierdie klassieke musiek, hoe hy dit geniet, en so opgewonde en trots is om dit te kan deel met die wêreld. En aan die einde van sy onderhoud, vra Willem, die persoon wat met hom die onderhoud gaan voer het, vra hy vir hom, maar oom kry seker baie die vraag, wat gaan van al hierdie dinge word eendag as oom nie meer hier is nie? En die antwoord wat die oom gegee het my getref. En daaruit kon ek sien dat hy is 'n disipel van die Here. Sonder dat hy enigstens woord gekwoteer het of 'n preek gelewer het, net uit sy leefstyl. En hy het gesê, weet jy Willem, baie mense vra vir my die vraag, wat gaan van al hierdie dinge word die dag as ek nie meer hier is nie? En ek geniet dit nou, terwyl ek kan. Maar wat daarmee gaan word, pla my nie. Want weet jy wat, ek is net 'n opsigter van hierdie dinge. Dit behoort nie aan my nie. Dit is nie myne nie. Ek kan dit geniet vir die tyd wat ek hier is, maar wat daarmee gaan word, gee ek nie om nie. Want dit is nie myne nie. Ek is net 'n opsigter van dit. En hy sê toe vir Willem, jy het my nou gevra, wat is die waardevolste item in hierdie versamelings? En ek het vir jou gesê, die derde waardevolste items is my rooi seël sertifikate wat hy het. Hy het 'n verskeidenheid van oudtydse rooi seël sertifikate. Nou die jong mense sal nie weet wat dit is nie, maar as jy 'n bietjie ouer is en gevorderd in ouderdom, sal jy die rooi seël sertifikate onthou. En dan is daar skildery wat die tweede waardevolste is. En hy sê vir Willem, maar weet jy wat? My waardevolste item in my lewe is my Bybel, die woord van God. En Psalm 119 het ek gaan lees en vers 72 sê, U wet is vir my kosbaarder as 'n oorvloed van goud en silwer. En ons as disippels, as kinders van die Here, hoe kosbaar is hierdie woord, hierdie wet van God vir jou? Dit was vir my so mooi toe oom Pat sê, die woord van die Here, my Bybel, is my kosbaarste besitting. En hy spandeer meer tyd in hierdie kosbare besitting wat hy het, as wat hy in al sy versamelings spandeer. Hy geniet dit, maar hy weet hy's net 'n opsigter daarvan. Hy gaan nie dit eendag kan saam met hom vat nie, maar die woord van God, wat in sy hart is, wat sy eie is, dit is wat hy saam met hom kan vat. En dit het so vir my gespreek van 'n disipel van die Here, om te kan erken, Here, dit wat ek het hier op aarde is nie myne nie. Ons is so geheg en so vas aan hierdie wêreld en hierdie dinge en die besittings wat ons het. Ons beskou ons boot of ons kar of ons huis, selfs ons kinders, as ons mees waardevolste besittings. Ons mees kosbaarste besittings. Maar ek wil jou vandag die vraag vra. Hoe kosbaar is God se woord vir jou? Hoe waardevol is God se woord vir ons as sy kinders?
oordink ons dit dag en nag. Ek wil jou uitdaag, Psalm 119 is die langste boek in die Bybel, of die langste hoofstuk van 'n boek in die Bybel. Gaan lees hom net weer bietjie en hoor net weer vers vir vers wat Dawid sê. En vele kere sluit hy af met 'n vers met leer my u voorskrifte. Leer my u voorskrifte. Hoe meer tyd ons in God se woord spandeer, hoe meer gaan ons sy voorskrifte ken. En hoe meer gaan ons leef en word soos hy. Ek gaan nie net die kennis hê nie, maar ek gaan word soos hy. En ek gaan my kan losmaak soos oom Pat, van al die dinge wat ek mag geniet, wat die Here vir my gee om te geniet. Maar ek is nie so geheg aan dit, omdat ek weet, ek is net 'n opsigter daarvan, en eendag gaan ek al die aardse dinge nie saam met my kan vat wanneer die Here my kom haal nie. Maar sy woord wat in my hart is, gaan saam met my, om eendag my Skepper te ontmoet. Mag jy 'n geseënde dag hê, en mag jy vir die Here vra, wat is dit wat jy meer waardevol beskou as sy woord en sy wet? Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord elke dag nuut en vars is. En dat u woord elke dag nuwe openbarings vir ons bring. Dankie Here dat ons deur die alledaagse lewe, deur 'n onderhoud op TV, het u met my kom praat, het u Heilige Gees in my hart kom praat oor oom Pat, wat hierdie versamelings van hom so geniet, wat so trots is daarop, en wat vir die wêreld dit wys, vir die wêreld dit vertel. Maar Here, in dit verkondig hy ook aan die wêreld dat die woord van die Here vir hom sy kosbaarste en mees waardevolste besitting is, en dat hy meer tyd daarin spandeer as wat hy enigsins spandeer aan sy groot versameling. Here, ek bid dat hierdie woord vanoggend in mense se harte vasgemaak sal word. Here, en dat ons, ek myself ook, sal selfondersoek instel, bietjie retrospeksie sal doen om te kyk, waaraan spandeer ek my tyd? Wat is vir my so kosbaar en waardevol in hierdie lewe? Want Here, eintlik sê Psalm 119 vers 72, dat u wet, u woord, vir ons ver kosbaarder moet wees, as sakke vol goud en silwer. Here, mag ons so leef as disippels van u. Mag ons u woord en u wet, elke dag, as ons waardevolste besitting beskou en ook bestudeer en ook verkondig. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.